Van die vooraf goeiemôre vir die almal. Ek kon die meeste van die groet, een of twee mense wat laat gekom het, wat ek nie gegroet nie, vir hulle ook goeiemôre. Ek voel skoon skuldig as ek hierdie papiertjie nou in my hand het, want ek weet nie, sommige van julle was dalk hier die laaste keer en hulle het dit nie goed ervaar toe ek so op die afkondiging gekyk. Ek sê, hier staan niks om voor dankie te sê. En nou is ek vanoggend verseker, ja, hier is nou iets om voor dankie te sê. So ek voel nou skuldig, ek gaan die blaadjie net daar neersit. Daar buitekant was dit nou vir my so snaaks, er is altyd 'n ontvangskomitee en hulle kla so oor die reën. Hulle sê die reën iets verskrikliks. En die een maak toe 'n voorstel en ek sê ek sê dit moet julle deel. Dalk voel julle ook so. Sy sê toe vir my, moet ons nie dalk 'n biddag vir sonskyn? Nou ek weet nie, teologies is dit vir my baie moeilik om dit nou te antwoord. Ek sal dink daaroor en terugkom na jou toe om daaroor te sê, maar dankie dat jy is vanoggend. Dit is vir my lekker om hier te wees. Ek lees in hierdie week die verhaaltjie van 'n ouerige man wat sy dogter bel en die dame, die ontvangsdame wat die oproep neem, sê vir hom, hallo oom Jan Hendrik, hoe gaan dit? En oom Jan Hendrik sê dit gaan met hom baie sleg. Hy wil vandag sy dokter sien. En julle sal weer, dit is nie deesdae so maklik om as jy 'n afspraak by 'n dokter wil hê, dadelik 'n afspraak te kry. Sy sê, oom Jan Hendrik, dokter is bietjie besig vandag, dis nou Dinsdag, hy kan jou Vrydagmiddag 4:00 sien. Daar's so stilte. Hy sê, ag nee, dan sal al lankal dood, ek kan nie Vrydag kom nie. Sy bly toe so oomblik stil, sy sê, oom, moet ons dan nou maar die afspraak kanselleer. Dankie dat julle nie, ten spyte van die reën, vanoggend se afspraak gekanselleer. Ek vertrou dat dit vir elkeen van julle en vir ons saam as geloofgemeenskap sinvol sal wees. Here God, as ons soms dikwels rondom ons kyk, ook vanoggend en wonder waar in die wêreld, ook hier by ons, te midde van soveel woelinge en slegte dinge wat gebeur, goed wat ons benoud maak, Here, en goed wat ons direk of soms indirek tref. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons wil vanoggend vanuit diep afhanklikheid as 'n geloofsgemeenskap saam bely. Ons hulp is van Amen. Ek groet in die naam van die Vader, ek groet in die naam van die Seun, ek groet in die naam van die Heilige Gees. Vrede vir elkeen. Kom ons antwoord op hierdie seëngroet van die Here. Ons gaan die lied tweemaal weer sing, lied 163, ons sing dit staande tweemaal weer. Amen.
wetsvoorlesing om die woordverkondiging ook uit die psalms gaan kom, het ek 2 verse uit Psalm 51 gekies as wetsvoorlesing. Nadat ek dit gelees het, gaan ons sing van lied 200, die 200 daarvan die 3de strofe. Wat is die hart van ons verbintenis met die Here, as dit kom by die wet, by dit wat God van ons verwag? Psalm 51 word dit as volk opgesom, nie die psalm van Dawid waarin hy sy sonde voor die Here bely. Maar dan wil ek net die volgende 2 verse daaruit, vers 8 en vers 9. Maar U is die Here, maar U verwag opregtheid, diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Terwyl ons so sit, kom ons antwoord op hierdie gebed. Terwyl ons gou wag dat hulle gaan sit, ek het by die vorige geleentheid ook hierdie geloofsbelijdenis gelees. Op versoek gaan ek dit weer vanoggend met u deel, nadat ons sonde bely het, om dan ook ons geloof te bely. Dis nie in die woorde van die gewone apostoliese geloofsbelijdenis, gewoonlik maak ek gebruik van 1 of 2 van Sheila Cousins se belydenisse wat vir my besonder is, maar ek deel dan vanoggend hierdie geloofsbelijdenis saam met julle. Ek glo in 'n geheimsinnige, misterieuse iemand wat naby my is. Wat binne my lewe, in my hart woon. Wat my elke dag se gespartel en gespook sien, maar my dan stilletjies vashou. My ongemerk van binne weer innerlike krag gee. Dit gebeur so baie. As ek wil wegsink en meegevoer word deur die strome van die lewe wat my na onder wil trek. Maar ook het ek ervaar dat ek opgetel word en hoog oor die lewensstrome gedra word. Maar Here, ek bely ook dat daar ook 'n oomblik is waarin ek my Bybel oopgeslaan het en al die woorde het maar oninspirerend en vervelig geklink. Here, selfs van die beloftes het leeg geklink. Maar Here, ek bely terselfdertyd ook dat ek oomblikke beleef het waarin die woorde van die Bybel my ook aan die hart gegryp het, my omhels en vasgehou het en tot nuwe lewensvreugde en moedigheid gedra het. Daarom glo en bely ek vanoggend dat ek my lewe aan U toevertrou.
my lewe aan U toevertrou, aan daardie iemand wat naby aan my is, my vashou in alle omstandighede en in my hart leef. Amen. Here God, dankie dat ons as geloofsgemeenskap in hierdie oggend ons vertroue opnuut in U kan bely. Daar is soveel goed wat ons vir U kan sê regtig sleg is. Daar is soveel goed wat oorrompelend rondom ons is en baie daarop beroof. Letterlik en figuurlik van vreugde. Dis in sulke omstandighede wat dit 'n wonderlike voorreg is, dat ons vertroostend en bemoedigend saam kan wees. Dat ons op hierdie oomblik versterk kan word. Dat ons in die woorde van die Psalm wat ons nog gaan saamleef, iets van die rustigheid en kalmte kan ervaar, om naby aan U te wees. Wees asseblief naby aan ons. Amen. Die Psalm wat ek gaan lees, Psalm 131, gaan nou baie aansluit by dit wat ek aan die einde van Januarie maand gedoen het. So vir die enkele van julle wat hierso was, julle sal dadelik weet waaroor in die vorige geleentheid gegaan het. Vir julle wat nou nie was nie, gaan ek ietsie daarvan herhaal. Anders gaan hierdie tema van vanoggend, somtyds mis ek God, nie regtig vir jou sin maak. Die vorige geleentheid was 'n geleentheid aan die einde van Januarie wat ek gesê het, hier lê die jaar voor ons, 2025. En toe het ek die verkeersverslag van daai oggend in die week gebruik terwyl ek op pad universiteit toe was, wat hulle gesê het, Kalulies is 'n gemors, en freeways is 'n gemors, en Bekloo is 'n gemors, as ek juist blyk liewers by die huis, of as ek aan werk toe moet gaan, moet jy 'n ander pad vat. En toe dink ek vir myself, ek is so gelukkig, ek sit hier in die gemors. En toe besef ek, 3 weke terug, toe ek by R21 gery het, op Salomonsplan kruising, het ons al vir 40 minute gesit waar ek pas op ongeluk was. En dit was toe sommer net vir my, dit het my aan die hart gegryp het om te dink, ek dink nog die oomblik, ek is gelukkig, ek is nie deel van die gemors van die lewe toe, ek alweer vergeet, vorige keer was ek. En ons moet maar begryp. In Engels het hulle gepraat van 'n messiness. Ons is nie gemors. Die lewensreis is 'n gemors gespaar. Die een oomblik is ons in dit, en die volgende oomblik, dan het ons dit. Dan kom ander mense dit oor. En toe die woordverkondiging, dis nou waarby ek gaan aansluit, gegaan daaroor, kom ons pak 2025 aan, met 'n waarskuwing uit die wysheidsliteratuur en 'n gebed. En die waarskuwing was, wees versigtig, pas op, wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewe. So in die begin van die jaar het ek gevra, is jy okay? Is jy okay met hierdie jaar wat voor lê? Of is jy binne in die gemors, of is jy gelukkig buite die gemors? Maar wanneer ons dan nou aanbeweeg van die waarskuwing, jy kyk wat gaan in jou hart aan, beweeg vanaf die liefde vir wysheid, beweeg na die wysheid van liefde. En dit is 'n gebed. Here, gee vir my 'n groter hart. Gee vir my 'n dieper hart. En die laaste gedeelte van daardie woordverkondiging gefokus net, en ek gaan nou later geleentheid moeite doen om weer net te fokus, wat beteken alles van 'n groter en 'n dieper hart vir gelowiges? Wat beteken dit dat daar in 'n vlak hart nie plek is vir onderskeid nie? Wat beteken dit dat daar in 'n vlak hart net plek is vir 'n gedomestiseerde God? Wat beteken dit?
Daarmee het ek afgesluit. En na die geleentheid het ek by myself besef, as ek saam met 'n geloofsgemeenskap 'n jaar wil ingaan, daar lê nog goed tussen hierdie twee. Tussen hierdie waarskuwing, wees versigtig wat in jou hart ingaan. Identifiseer dit, kom tot terme daarmee, bepaal jou hele lewe, dis regtig so. En hierdie, Here, gee my 'n groter hart, gee my dieper hart. Lê daar nog iets tussenin. Hierdie Psalm, Psalm 131, die Psalm word 'n pareltjie genoem. Dis een van die kortste psalms wat ek kry. Begin net te lees en moet jy alweer stop. So kort is hierdie Psalm. Die opskrif daarvan is, ek het rus gevind. So hou nou 'n gedagte, daar was die vorige geleentheid 'n waarskuwing en 'n gebed. Hierdie Psalm lê tussen die twee. Lê op die reis, op die ervaring, 'n woord wat beteken om te reis. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge, oor dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind en dan in hierdie aangrypende, eenvoudige beeld. Soos 'n kindjie wat by sy of haar moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. En dan iets wat amper is 'n gebed, maar amper 'n bevelsgebed is. 'n Gebed met 'n opdrag. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Dis regtig 'n parel. Nie 'n klein gebedjie. Dis 'n pareltjie, soos een kommentator dit sê, 'n pareltjie. Kom ons kyk net eers om uit te kan kom by hierdie somtyds mis ek God. En 'n Psalm wat uiteindelik sê, en die somtyds mis ek God, gaan 'n dubbele betekenis hê. 'n Dubbele betekenis. Misverstand en verlange. Kom ons kyk hoe kom ons daarby uit. Die eerste woorde in die Hebreëus, lees dit so mooi. Hier staan selfverheffing. In Hebreëus, as ek dit letterlik vertaal, staan daar, my hart is nie te hoog. Selfverheffing. My hart is nie te hoog. En dan hoogmoed. My oë is nie trots. Selfverheffing, my hart is nie te hoog nie. Hoogmoed, my oë is nie trots. Vir die psalmdigter, is 'n psalm uit die na-eksiliese tydperk, verteenwoordig die hart en die wyse wat ons die lewe sien in hierdie omstandighede. Dit wil sê, die oog is ook hier beeldspraak vir my perspektief. Perspicere, 'n Latynse woord wat beteken om deur te sien. My hart en my oog verteenwoordig onder hierdie konkrete omstandighede in my lewenservaring, in my totale menswees. So my hart is nie te hoog nie, en hoogmoed het hier dan ook die betekenis van, as ek na die lewe kyk, in hierdie omstandighede, sal ek nie op ander mense neersien. Ek sal nie op ander mense neersien. Die op 'n gedagte die agtergrond bly, en ek gaan later weer daarna verwys, ek bly daaraan dat hierdie volk is weggevoer, hulle is getraumatiseer, hulle sit in ander lewensomstandighede, en hulle is ver van die Here af weg. Want God is in sy tempel, en hulle is nie naby die tempel, en die tempel is verwoes. God is waar God binne. Nou is hulle in vreemde omstandighede, in vreemde, uitdagende omstandighede. En hier is sy volgende sin. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Hierdie is nie onskuldige woorde nie.
Hierdie is amper 'n selfkritiese ingesteldheid van 'n gelowige om te sê, ek gaan my nie in God se skoene indink en allerhande kommentaar op die wêreld lewe nie. Ons doen dit nogal graag. Soms in sulke persoonlike omstandighede kan ons vir 'n oomblik vanuit God se hemel kan ons praat met ander mense, soos ons presies weet wat in God se hart in daardie oomblik aangaan. Maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is, wat jy ook sou kon verstaan in hierdie konteks. Ek gaan my nie in God se skoene indink en namens God oor die lewe praat nie. En dit gebeur elke dag. Dit gebeur op die oomblik in die wêreldpolitiek, jy sal dit weet. Ek gaan nie hier begin om politiek te praat nie, want nou raak ons in groot moeilikheid en begin ons vuis te slaan oor hoe ons verskil, oor wat op die oomblik in die wêreld aangaan en hoe die evangelie misbruik word vir politieke gewin. En te midde daarvan gebeur daar verskriklike sensitiewe goed en moeilike goed vir mense om op te reageer. Nee, sê die psalmdigter, sonder dat ek nou in hierdie politiek ingaan. En as mens dan by 'n geleentheid daar rustig kan praat, dan kan ons dit stadig deurpraat. Ek sal my volledig aan God onderwerp. Die psalmdigter sê, ek gaan my nie hier in God se situasie indink en dan allerhande goed in die naam van die evangelie sê nie. Nee, ek gaan onder hierdie omstandighede net my afhanklikheid van God bely. En wat is dan die merkwaardige ding daarvan? In hierdie moeilike omstandighede, in hierdie omstandighede waarin hy nie daar by die tempel is en in God se teenwoordigheid is nie, dit wat ons pas as 'n gemeenskap bely. God se teenwoordigheid moes hulle leer, kan hulle ook buite die tempel, buite hulle land ervaar. Maar hulle was nie daar nie, hulle moes dit leer om te ervaar. Hy bely sy afhanklikheid en dan is die merkwaardige, in die bely van sy afhanklikheid beskryf hy dit met 'n beeld, soos om berusting, geborgenheid by 'n moeder te vind. Hoe moet mens dit verstaan? Sy omstandighede is nie beter nie. Wat beteken hierdie rus en kalmte wat hy ervaar? Dit is die belydenis self wat dit vir hom gee. God gee in daardie oomblik wanneer ons belydenis van afhanklikheid in God se teenwoordigheid bring, in daardie oomblik lê die rus en die kalmte. Wat is buitekant die psalmdigter het verander? Dis nog steeds 'n gemors. Daai messiness. En hy bevind hom binne in die gemors. Hierdie beeld is 'n kort beeld. Is 'n kragtige beeld. Wat vir ons wil sê in die belydenis, sonder dat enigiets verander, om die Here ons tegemoet in die belydenis self van rus en kalmte. Hierdie beeld soos 'n kindjie by sy of haar moeder. 'n Kragtige beeld, 'n eenvoudige. En dan gaan dit oor op 'n gebed. Wag op die Here. En hierdie woord moet ons nie verkeerd verstaan. Die stamvormpie in Hebreëus van hierdie woord is hoop. Maar dit is 'n aktiewe hoop. Doen iets. Die wag op die Here is nie om op jou stoep, op die patio of by die braaiplek te gaan sit en te gesê, Here, wanneer kom jy ons toe? Nee, dit is om op te staan. Die wag op die Here beteken om iets te gaan doen, omdat ek hoop het in my hart. Daai rus en die kalmte gee juis aan my 'n stuk krag. Te midde van hierdie morsigheid, daardie afhanklikheid te lewe. Dis een ding om vir die Here te sê, Here, ek is van U afhanklik. En dis 'n volgende ding om dit te lewe. Dis die krag
wat ons in rus en kalmte vind. Ons vind dit met 'n hart wat nie te hoog is nie. Ons vind dit met oë wat nie te trots is nie. Want met oë en 'n hart wat te hoog en te trots is, mis ons sondigheidsgrond. En hierdie mis het 'n dubbele betekenis. Daar waar my perspektiewe hersien moet word, daar waar ek weer nuut moet dink, wat beteken my verhouding met God? Sal ons soms God misverstaan in ons eie lewens. Daar waar ek dink dat my nabyheid aan God en my vashou aan God gaan maak dat alles altyd goed sal loop. Ons weet dis nie so. Dat ek maklik uit hierdie omstandighede uit gaan kom, dikwels gebeur dit nie. Ek het so gedink, God is 'n waarborg onder alle omstandighede, dat niks sleg my sal oorkom. En onder watter omstandighede bely en psalmdigter dit. Ver weg van die Here. Ek moes iets daar leer, en ek gaan nou by die leer uitkom. Ons kan dink, en God so opeis net vir my eie behoeftes, en dit nie raak sien. Ons het mekaar nodig om te kan sê, God is meer as dit. Ons aanbid 'n heilige God en dit vra dat ons op 'n bepaalde wyse sal lewe konkreet. Ons het vir mekaar ook kan sê, dit is in God se naam nie oukei nie. En nie voorgee. Of ek of jy 'n spesiale blik van God se kant af op ons omstandighede het. Nee, ons moet dit in genade by mekaar vind. In ruimtes van God se naam verheerlik kan word. Dis die een mis. Soms mis ons God en ons moet bewus daarvan wees. Andersins is daar soms omstandighede wat vir ons 'n lerende ervaring is. 'n groei ervaring. En dis ook by hierdie psalmdigter wanneer hy uiteindelik sê, wag op die Here. Dat ons in my moeilike omstandighede, waarin ek reeds gesê het, in hierdie belydenis van my afhanklikheid van die Here, let terselfdertyd my kalmte en rus. In ander omstandighede, in die ander mis van die Here, is hierdie emosies, dit wat my laat beweeg, immovere, woord wat ek al dikwels herhaal het, dis wat ons laat beweeg in hierdie wêreld, is dan nie kalmte en rus nie. Maar die gesig van hierdie emosies is dapperheid en vasberadenheid en deursettingsvermoë. Want dan, dit is wat kalmte en rus in die ander mis van God beteken. Wanneer ons omstandighede ons so oorrompel, dat daar nie eens by wyse van spreek ons sê, God is die lig in ons lewe, daar's nie eers 'n lig aan die einde van die tonnel nie. Dis net donker. Hierdie psalm dui implisiet, sonder enige ander woorde, en dit is so ek dit lees, op 'n woord wat ek self gaan gebruik. Dui op 'n groeiproses, hoe ons in die donkerte moet leer sien. Daar's nie enige lig. Daar's nie 'n rigting wat ek uiteindelik dadelik weet nie, maar in my belydenis van afhanklikheid van die Here, van my weerloosheid in hierdie omstandighede, lê daar ook 'n stuk krag in. Ook 'n kalmte en rus, ons noem dit deursettingsvermoë, ons noem dit dapperheid, ons noem dit